Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar vir nog 'n nuwe dag uit die hand van die Here en wat 'n voorreg om hierdie mooi dag in die naam van Jesus Christus te begin. Baie welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons skriflesing vir môre kom uit die woord van die Here uit Openbaring 12. Ons gaan lees vers 7 tot 12. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom, hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle, land en see, wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede en met die wete dat hy min tyd het. Christus se geboorte, dood en opstanding, broeder en suster, moet teen 'n breër agtergrond verstaan word. Die stryd tussen die magte van die goeie en die bose was aan die gang. En met Jesus se opstanding was die oorwinning oor die Satan 'n voldonge feit. Party mense glo dat die Satan met Jesus se opstanding en hemelvaart na die aarde geval het. Dit hoef egter nie so letterlik opgeneem te word nie. Die boodskap wat uitstaan in ons teks van vandag is dat Jesus Christus die oorwinnaar is. Satan is reeds verslaan toe Christus aan die kruis gesterf het. Satan het nie meer 'n plek of 'n posisie voor God om die mens aan te kla nie. Ons lees in ons teks dat daar 'n groot oorlog in die hemel was. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak of die Satan. En die Satan is verslaan. Hy is uit die hemel uitgegooi, saam met al sy bose engele. Hulle is op die aarde neergewerp, en daarom probeer hulle verwoesting saai hier op aarde. Die Satan is die Here se vyand, en hy probeer die werk van die Here hier op aarde tot niet maak. Maar sy krag is beperk, en hy kan net doen waartoe die Here hom toelaat. Die naam Satan beteken egter vyand of aanklaer. Hy is voortdurend op soek na mense wat hy kan aanval, volgens 1 Petrus hoofstuk 5. En hy hou daarvan om gelowiges wat geestelik swak is en dus weerloos in die geloof is, aan te val. Omdat Christus oorwin het, het Satan slegs soveel mag as wat God hom toelaat. Die Satan is egter die doodsteek toegedien, toe Jesus Christus, die lam van God, sy bloed vir ons sondes gestort het. Die oorwinning is deur 'n geweldige offer behaal, deur die offer wat Christus vir die sonde betaal het. Ons moenie bang wees vir die stryd teen die Satan of daarvan vlug nie, broeder en suster. Maar moet Christus met toewyding dien, want ons kan slegs deur hom oorwin, volgens Romeine hoofstuk 8. Ons leef uit die oorwinning en moet dit ook waar maak in ons alledaagse stryd teen sonde. Nadat die duiwel en al sy bose engele uit die hemel uitgeskop is en op die aarde neergewerp is,
het hy daarop aanspraak gemaak dat hy die heerser van die wêreld is. Hy gaan daarop uit om mense skade te berokken. Ja, in die laaste dae sal hy sy vervolging skerp laat toeneem, want hy weet dat sy tyd baie min is. Ons lewe in geleende dae en die Satan se aanslag is nog verneig in die tye waarin ons is. Uit die dinge wat ons in die wêreld om ons sien, is dit duidelik dat hy baie slinks is. Maar ons moet altyd onthou dat hy steeds onder God se beheer staan. God laat hom in beperkte mate toe om met sy bose werk voort te gaan, en een van die redes daarvoor is moontlik die feit dat almal wat slegs voorgee om gelowiges te wees, daardeur ontmasker word. Die Satan weet dat die finale konfrontasie wat Christus in beginsel reeds gewen het, voor die deur is. En hy doen alles in sy vermoë om so 'n sterk leer as moontlik op die been te bring vir hierdie veldslag. Al het Christus reeds aan die kruis oorwin, moet die oorwinning nog deur almal erken word. Niemand sal egter die oorwinning van Jesus Christus kan wegneem nie. En hy maak al sy kinders ook meer as oorwinnaars. Daarom kan ons met vrymoedigheid hierdie wêreld ingaan met al sy uitdagings. Ons kan vir Christus leef. Ons kan bou aan sy koninkryk. Ons kan getuig van 'n verlosser wat mense se lewens kom red en kom vernuwe. En ons kan 'n pad van oorwinning saam met Jesus Christus loop. Mag hierdie dag vir jou baie geseënd wees. Kom ons loof die Here vir sy oorwinning, nie net oor die bose magte nie, maar ook oor die sonde en oor elkeen van ons se lewens. En kom ons leef meer as oorwinnaars elke dag in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag wat ons uit U hand ontvang. Vir U woord wat so kosbaar is, wat goddelik geïnspireer is en wat die waarheid is. Dankie dat ons in Christus Jesus meer as oorwinnaars kan wees. Ons bely ook al ons sonde vandag voor U. Vergewe dit vir ons. Werk ook in ons harte deur die Heilige Gees. Bemoedig ons, versterk ons en lei ons. En laat ons hierdie boodskap van vandag ons eie maak en daarin glo. Baie dankie Here, dat U 'n plan en 'n doel met elkeen van ons het. Ons vertrou vandag volkome ons lewe aan U toe. In Jesus naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.